Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 17de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Pitbull aanval op vrou, saak kom nie voor aan die hof nie. Nuus hooftrekke vir vandag: begrafplaasmoord, beskuldigdes vra nie verborg nie. Pitbull aanval in Potch, saak van die hofrol verwyder. Taxi-bestuurder het R220.000 se verkeerslasbriewe teen hom. Rusland onderskep honderde hommeltuie van Oekraïne. Jannik Sinner en Aryna Sabalenka wen Indian Wells toernooi. Waar's die beker uitslaa van maandag aand bekend? Die saak teen 'n egpaar, wie se 3 pitbulls, hulle huiswerker, meer as 4 jaar gelede in Potchefstroom verskeer en lewenslang geskend het, is gister van die hofrol verwyder. Die egpaar het gister weer in die streekhof op Potchefstroom verskyn in verband met die voorval in Januarie 2022, toe die Puyo Kokolosi byna oorlede is. Kokolosi was alleen by die huis toe die pitbulls haar aangeval het. Gedeeltes van haar wange, haar bolip, neus en ore is afgeruk. Sy het ook gapende wonde aan veral haar een been gehad, waar sy weefseloorplanting moes ondergaan het. Sy het rekonstruktiewe operasies by die hospitaal ondergaan. Die saak is met die vorige verskyning in Januarie na talle vorige uitstelle vir 'n laaste keer uitgestel in afwagting op 'n beslissing van die NDOV. Dis ook gevolglik gister van die rol verwyder omdat 'n beslissing steeds nie gemaak kon gewees het nie. Die staat kan die saak enige tyd weer terug op die rol plaas. Dit kan oor 3 maande of selfs 5 jaar wees. Die egpaar word beskuldig van nalatigheid. Hulle verweer is dat die honde agter 'n hek toegemaak was en hulle nie kon verklaar het hoe die diere uitgekom het nie. Sedert die aanval meer as 4 jaar gelede word die saak deur frustrasies gekenmerk met verskeie vertragings. Dit het onder meer ingesluit dat die hofopnamemasjien nie gewerk het nie, nog 'n aanklag by die klagstaat gevoeg is, nuwe aanklaers aan die saak toegewys is en die saak na die streekhof oorgeplaas is. Die bykomende aanklag is by die klagstaat bygevoeg nadat aan die lig gekom het dat die honde Kokolosi glo reeds by 'n vorige geleentheid ook aangeval het. Die mans wat van die moord op Piet Stompie de Koker, wat 77 jaar oud was, in die begrafplaas by onder Papegaaieberg aangekla word, het hulle borgtog aansoeke laat vaar. Die koerant het voorheen berig dat de Koker helder oordag met 'n mes in die bors gesteek is, toe hy op 17 Januarie sy seun sy graf besoek het. Sy selfoon is gesteel, maar die motorfiets waarmee hy na die begrafplaas gery het, was steeds daar toe 'n lid van die buurtwag op sy lijk afgekom het. Volgens die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag het albei beskuldigdes gister hulle borgtog aansoeke laat vaar. Die aanklaer het na die hofsitting gesê dat die voorgeskrewe minimumvonnis weens moord vir albei beskuldigdes lewenslange tronkstraf asook 15 jaar tronkstraf op die aanklag van roof met verswaarde omstandighede. Die saak is tot 8 Mei uitgestel sodat onder meer DNS-bewyse verwerk kan word. Taxi-bestuurder met uitstaande lasbriewe van meer as R220.000 is by 'n padversperring in Kaapstad in hegtenis geneem. Lydens 'n verklaring van die Kaapstadse Metro het verkeersbeamptes hierdie 54-jarige taxi-bestuurder van Athlone Vrydagoggend op Judge Gerwel Rylaan naby die N2 in hegtenis geneem. JP Smith, burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, sê die inhegtenisneming moet dien as 'n waarskuwing aan alle motoriste. Verkeersbeamptes in Kaapstad het verlede week gesê 40 mense is in boeye geslaan, 34 weens die bestuur van onder die invloed van alkohol, 1 weens roekelose en nalatige bestuur en 5 mense op ander aanklagtes. Beamptes het ook 45.000 ander oortredings aangeteken, 145 voertuie vir openbare vervoer is geskit en 1700 lasbriewe is ook uitgevoer deur die metrobeamptes. Rusland het aangekondig dat hy oor die afgelope naweek 250 Oekraïense hommeltuie afgeskiet het wat na Moskou op pad was. Volgens amptenare is hierdie voorval die grootste poging tot nou toe nog op die Russiese hoofstad wat binne die bestek van 'n jaar aangeteken is. Die oorloë in Oekraïne en Iran het die wêreld se aandag gefestig op die doeltreffendheid van moderne, relatief goedkoop hommeltuie. Hierdie hommeltuie kan strategiese teikens soos olie-infrastrukture en winkelsentrums aanval teen 'n baie laer koste as tradisionele vegvliegtuie. Rusland gebruik hommeltuie en artillerie om Oekraïne aan te val, terwyl Oekraïne op sy beurt sabotasiegroepe en hommeltuie aanwend om diep binne Rusland toe te slaan, soos aanval op olie-raffinaderye en pypleidings. Daar is geen beserings of sterftes aangemeld nie. Die Bafuri
En Guriyondo grensposte in die Kreerwiltuin is weer eens gesluit weens oorstromings. Die Pafuri-hek wat toegang bied tot die Pafuri grenspos en ongeveer 30 km van die grenspos gelees is ook gesluit weens hoë vloedwatervlakke. Die grensposte, ander hekke en kampe in die Kreerwiltuin was vroeër vanjaar ook gesluit te midde van die ewige storms wat Limpopo en Mpumalanga getuister het. Bykomende inligting dui daarop dat Klein Letaba en Middelvlei riviere tans oorloop terwyl die Letaba-brug amper volle kapasiteit bereik het as gevolg van die voortdurende swaar invloei van water. In die belang en veiligheid van alle betrokke partye is die grensposte tydelik gesluit totdat die toestande verder sal verbeter. 4 lede van 'n Oos-Kaapse familie wat verlede Sondag in 'n griepbotsing op die N6 in die Oos-Kaap omgekom het, word Vrydag begrawe. Die 4 slagoffers was 64 jaar oud, 30 jaar oud, asook 2 kleinkinders van 11 jaar en 7 jaar oud. Hulle was almal insittendes van 'n Volkswagen Polo wat in die ongeluk betrokke was. Soos vroeër deur die koerante berig is, het die ongeluk verlede Sondag op die N6 tussen Oos-London en Stadruim gebeur toe 'n Volkswagen Polo reg van vooraf teen 'n bus gebots het. Die bus met 60 Zimbabwese burgers was op pad na Stadruim. 'n Woordvoerder van die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê gespesialiseerde toerusting moes gebruik word om die lyke van die oorledenes uit die motorwrak te verwyder. Van die 60 beseerdes wat in die hospitaal opgeneem is slegs een steeds in 'n kritieke toestand, terwyl die ander reeds almal ontslaan is. Slentersentrums in Suid-Afrika word gewoonlik vanuit huise bedryf, veral luukse huise in veiligheidskomplekse, asook hotelkamers en weelderige woonstelle. Nigeriese swendelbroederskappe verkies hierdie soort hoëveiligheidspersele, deels omdat dit moeilik is vir wetstoepassers om toegang daar te verkry of om hulle dop te hou. Johannesburg en Kaapstad word ook gesien as ideale wegspringplekke vir swendelaars om in te woon. Op 'n praktiese vlak, swendelaars wat hulle slagoffers vra om geld in Suid-Afrika te stuur, sal nie dieselfde agterdog werk en aandag trek as wanneer hulle sou vra om geld na Nigerië te stuur nie. Sommige betalingsapplikasies, soos PayPal, werk in Suid-Afrika, maar nie in Nigerië nie. In kort, Suid-Afrika hou baie voordele in vir hervestiging van swendelaars en baie min blootstelling aan risiko, 'n skaars geleentheid vir misdadigers wat migreer. Gewoonlik betaal swendelaars die geld wat hulle maak aan hulle bestuurstrukture. 'n Groot deel van die gesteelde geld word na Nigerië verskuif waar al die hoofde van die broederskappe geleë is. Die regering voer gesprekke om meer voorsieningsopsie vir brandstof te vind. Oman, Bahrein en die Verenigde Arabiese Emirate is van Suid-Afrika se grootste dieselverskaffers na mate invoere daarvan gegroei het. Vroeër is berig, daar is tans net 2 operasionele olieraffinaderye in Suid-Afrika, naamlik Natref en Astron Energie. Gwedi Mantashe het gister die waarskuwing gehul dat pryse van brandstof aan die einde van hierdie maand gaan styg. Dit is tans onduidelik met hoeveel brandstofpryse gaan styg, maar kenners dink hierdie prys van petrol gaan in die beste scenario met tussen R2 en R5 per liter styg. Die grootste uitdaging vir die ontwikkeling van ons petroleumsektor bly die volgehoue teenkanting van omgewingsgroepe wat steeds elke olie- en gasontwikkelingsinisiatief in ons land teengestaan het. Die Blitsbok het Fiji Sondag aand met 10-7 in die eindstryd van die toernooi in die Groot Appel geklop. Met die oorwinning het hulle ook die toernooi gewen en is hulle ook as die liga-wenner van die 2026 seisoen van die Sevens reeks aangewys. Die liga-wenner word bepaal deur die span wat na die gewone seisoen bo aan die puntelys is. In die 6 toernooie wat deel gevorm het van die liga-fase is, het die Blitsbokke net een keer nie minstens tot die half-eindronde deurgedring nie. Dit was aan die einde van November in die eerste toernooi van hierdie seisoen. In Dubai het hulle 2 van hulle 3 groepwedstryde ook verloor. Benewens die toernooi glorie in New York het die Blitsbokke ook die toernooi in Kaapstad, Perth en Vancouver gewen. Altesaam 211 drieë is deur die 6 spanne van jaar se toernooi gedruk met Frankryk wat Saterdag na nailbite wedstryd teen Engeland vir die tweede jaar agtereenvolgens as wenner gekroon is. Engeland, Frankryk, Ierland, Italië, Skotland en Wales het almal deesdae 'n aptyd om drieë te gaan druk. In totaal is 96 punte in die laaste 2 wedstryde teen die Hane opgestapel. Fabien Galtier, die hoofafratter van Frankryk, stem saam met Ramos oor die gat in die kampioenskap se verdediging en bevraagteken ook of sy span goed genoeg voorberei vir die wedstryd teen die Engelse span. Ierland wat aan nag met hierdie begin tot die 6 nasie reeks gehad het, was die span wat uiteindelik ten minste 3, naamlik 14 en punte 108 van jaar so kompetisie afgestaan het. Ierland het met die 3 seges ook die Triple Crown, die prys vir seges oor al 3 van die Britse lande in hierdie reeks vir 'n 4de keer in 5 jaar gewen. En ofskoon Engeland
4 wedstryde agtereenvolgens verloor het, glo die span se onderkaptein Jamie George, die gesukkel sal hulle wel 'n beter span maak in aanloop tot volgende jaar se wêreldbeker toernooi wat in Australië beslis sal word. Die Amerikaner Cameron Young het sy tweede PGA-titel en die grootste toernooisege van sy loopbaan behaal toe hy Sondag na 'n dramatiese laaste ronde met 1-0 en die spelerskampioenskap op die TPC Sawgrassbaan in Ponte Vedra Beach, Florida geseëvier het. Young se eerste titel in die PGA-reeks was verlede jaar se Wyndham kampioenskap, maar hierdie sege is veel meer prestigeryk aangesien die spelerskampioenskap van die wêreld sy eerste en die beste spelers gelok het en nie amptelik as die 5de major bestempel word. Nie een van Suid-Afrika se 4 deelnemende spelers aan hierdie toernooi, Christian Bezuidenhout, Aldrich Potgieter, Gary Gigo en Erik van Rooyen het die afsnypunt oorleef nie. Daniel van Tonder het Sondag dank sy briljante laaste 3 puitjies die Sonskynreeks sy eerste uitspeeltoernooi by die Serengeti Langgoed in Kempton Park gewen. Jannik Sinner en Arina Sabalenka het Sondag onderskeidelik die mans- en vrouetitel in die Meesters 1000 toernooi in Indian Wells beklink. Hy het egter mintekens van ongemak getoon in sy oorwinning van 7-6 en 7-6 oor Daniel Medvedev, al het die kook 35 grade Celsius gedraai. Hierdie oorwinning beteken Sinner het nou titels in al 6 Meesters 1000 toernooie op harde bane beklink, asook die ATP jaareindtoernooi, die Australiese Ope en die Amerikaanse Ope op dieselfde oppervlak. Sabalenka het uiteindelik haar Indian Wells vloek beëindig deur Elena Rybakina met 3-6, 6-3 en 7-6 in 'n asemrowende eindstryd te wen. Novak Djokovic het hom weens sy regterskouerbesering aan die komende Miami Ope onttrek. Djokovic het ook in die Californiese woestyn in die dubbelspel saam met Stefanos Tsitsipas gespeel voordat hulle in die tweede ronde ook uitgeskakel is. Hy sal nou die kans misloop om 'n ongeëwenaarde 7de titel na te jag. Die Aitjie se dissipline het nie gebuig vir die matie se geduld. Die Maroon Machine het net aangehou om die fases op te stapel wat by verskeie geleenthede strafskoppe tot gevolg gehad het. Die Aitjie se kaptein Enos Ndayo is boonop koelkas toe gestuur nadat hy 'n bal met opset afgeklap het. Hierna het die Kaapse span onder hewige druk in die skarms geleef. Saak het net verder skeef geloop vir die Aitjies en die loskopstuk Jan Dubuisson het vir die Stellenbossers gaan afrond. Weer is die doelskop van die hand gewys en weer is die maties en Basson beloon met nog 'n 3 om 29-0 te maak. Die Aitjies het nuwe ywer getoon en selfs 'n paar keer die verdediging laat bond staan. Ander uitslae wat ontvang is UJ 29, Semlas van Bloemfontein 17, Emirates 26 en SUT Ixias ook van Bloemfontein 24. Die NWE Arende het 30 opgestapel teen Tuks se 22 punte. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2031, Polokwane 1525, Lepalale 1729, Mbombela 1528, Mahikeng 1628, Pretoria 1730, Johannesburg 1527, Ermelo 1125, Galagari 2233, Gaborone 1830, Richards Bay 1833, Pietermaritzburg 1530, Durban 1930, Port St. Johns 1830, Mongola 1734, Maputo 2030, Bethlehem 1127, Bloemfontein 1629, Alawal Noord 1631, Welkom 1730, Vryburg 1730, Kimberley 1932, Appington 2335, Prieska 2134, Springbok 2032, Karasburg 2332, Keetmanshoop 2333, Mariental 2333, Alexanderbaai 1725, Brandvlei 2333, Loedertsbaai 1729, Vredendal 1932, Kaapstad 1929, Sutherland 1826, George 2028, Jeffreys Bay 2129, Geberra 2132, Grafreinet 1633, Kaapogillas 1924, De Aar 1931, Multino 1228, Beaufort West 2031, Oos-London 1732, Mabalane 21 en 31 grade Celsius in die middag.
Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.65 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.78. 'n euro verhandel teen R19.18. 'n pond kos R22.20. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,124. Palladium per fyn ons is $1,610. Silwer per fyn ons is $81.29. Goud per fyn ons is $5,015. Brent olie per vat is $103.15. Gedagte vir die dag: 4 dinge wat jy nooit kan terugkry nie. 'n klip nadat jy gegooi het nie. 'n woord nadat gesê is nie. 'n geleentheid wat jy gemis het. Tyd het gekom en dit is vir altyd weg. Al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne. En onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word verder vir almal toegewens.